Goeiemôre, good morning van my Arnold Geerts en vandag se gas is iemand wat nie net hardloop nie, maar kontinente verower. Wouter Muggleston het onlangs Antarktika aangedurf en deel eksklusief vandag met ons watter kontinent sy volgende gaan aanpak. Wouter, goeiemôre en welkom by ons, baie lekker om jou weer saam met ons te hê. Kom ons gesels net eers voor jy ons sê watter kontinent is volgende. Wat ons net terug na hoekom jy besluit het om die 50 in Antarktika aan te durf. Ja, goeiemôre, baie dankie. Dit is 'n heerlike voorreg om weer laasoggend met julle te deel. Weet jy, ek het begin met Antarktika, dis die moeilikste kontinent, hulle van die 7 kontinente, en ek hardloop vir hoop, en vir tweede kanse, en ek het besluit, as ek die 7de een, wat die moeilikste is, Antarktika, eerste gaan doen, en ek gaan suksesvol wees, dan gelukkig gaan ek aan die kant doen. So dit is waarom ek het besluit. Ja. Jy praat van tweede kanse, dit het natuurlik begin omdat jy self teen kanker beklei het en gewen het. Vat ons net terug so toe asseblief. Ja, ek is in 2013 eerste keer gediagnoseer met borskanker en my kinders was klein. Dit was vir my emosioneel, jy weet, ek dink 'n mamma lewe vir hoop. Ja. En ek het gesond geraak en ek het in daai proses geleer dat 'n mens moet meganismes kry om elke dag 'n stukkie hoop te lewe. En ek het toe begin hardloop, maar net en as ek beter voel, ek het nog altyd aktief gewees. En toe het ek net my seun is in die CrossFit bedryf, ek het saam met hom begin CrossFit. Ek het en so het ek maar net aanhou hardloop. En jy was nooit regtig 'n kompeterende hardloper nie. Dit was om fiks te bly en toe ewe skielik 2 jaar terug toe byt hierdie ding jou. Ek sê nou nog nie kompeteer nie. ek wil net 'n medalje hê. Maar die tyd, jy weet, ek hardloop nie regtig vir tyd nie. Ek sê altyd vir my kind, solank ek net 'n medalje kry. Ek wil net 'n medalje hê. Kom ons gesels oor Antarktika. Ja. Hoe was dit eerstens toe jy daar aankom? Was dit wat jy gedink het dit gaan wees? Nee. Ek dink nie so. Hoekom? Weet jy, 'n mens kan nie jouself voorberei nie. Ek dink jy kan jou voorberei vir die stilte en die ongelooflike kontinent. So ek het redelik geweet wat ek kan doen ten opsigte wat se klere ek moet aangaan hê en hoe koud dit gaan wees, maar nee, jy kan jou nie regtig voorberei nie. Ek dink as jy daai vliegtuig klim, daai oomblik as jy daar buite staan, jy soos 'n uur voor die tyd begin jy jou poultjie aantrek en dan soos 'n yes, ek is hier en dan tref dit jou, jy gaan. Maar dit kan nie maklik wees vir ons, en spesiaal vir iemand met jou agtergrond wat van die Karoo afkom en in Bloemfontein, om gewoon te raak aan daardie temperature nie. Hoe het jy dit hanteer? Weet jy, ek het die voorreg gehad, ek bly in Bloemfontein, dit was my wonderlike voorreg, ek het 'n baie groot voorreg gehad om in 'n koelkamer te oefen. So ek kon in 'n minus 28 grade 3 keer 'n week oefen. Ek het 'n simulation run gedoen van 50 km wat ek graag in Antarktika wou gedoen het. En dit was vir my 'n wonderlike voorreg, want ek kon my diafragma bietjie leer, want dit is maar die probleem, jou asemhaling is die probleem in die koue. So ek kon 'n bietjie oefen vir die koue in 'n gekontroleerde omgewing. Natuurlik Antarktika met sy verrassende wind en 24 uur lig. Dit is natuurlik die wind, daai sogenaamde wind chill factor wat dit nog erger maak. Ja, hoe het jy dit hanteer? Die eerste 10 kilos was dit soos 'n laat wintermiddag gewees. Was baie lekker gewees. Dit was minus 15 grade gewees. Ek het 'n warm aangetrek eindelik. En dit het eintlik na 30 kilos begin koud raak. Soos minus 30 of minus 50. So toe ek begin toe die wind opgeslaan en toe die reël Antarktika, die regtige waarheid het toe na vore gekom en dan moet jy gaan in 'n warm kamer ook in. So dis 'n baie gekontroleerde omgewing. Ja, dit loop nie soos 'n pad 40-50 km padwedloop nie. So dis net in bane wat jy hardloop. Goed. So, ons kyk na hierdie prentjies en dit lyk absoluut asemrowend. Ek neem aan dis 'n ding wat mens een keer wil doen of sal jy dit weer wil doen? Weet jy, ja, ek het graag gehoop om die 7 maratonne 7 dae te hardloop, dan gaan ek dit nog 'n keer moet doen. Okay. Maar hier was 'n begin vir my gewees, was vir my verskriklik lekker. Ek dink dit vir nou
gaan ek eers die woestyn aantryf. So ek wil jou volgende vraag, jy hardloop in Januarie, einde Januarie 250 km wedloop en dit is op sigself 'n baie moeilike een. Dis aan die ander kant van hierdie spektrum. Ja. Waar? Totaal. Ek gaan in Marokko. Ek gaan dit probeer doen. Dit is totaal uiteen. Ek dink die koue vat is baie meer uitdagend op my asemhaling, waar die hitte baie meer uitdagend gewees op my strength. So dis twee uiteenlopende uitdagings, maar ek sien uit, ek oefen reeds daarvoor, ek is goed herstel. Na my Antarktika is om te klimatiseer, is dink ek nou vir my die moeilikste deel. Maar ek kom goed reg en ek werk hard. En wat se oefening doen jy? Geef ons 'n kykie na jou week. Hoeveel kilos hardloop jy? Moet ek dit op lig sê? Ja, asseblief. Ja, dit hang af. Dit is baie kilos wat ek hardloop. Op hierdie stadium probeer ek in 'n week. Ek het verlede naweek ek probeer om 100 km te doen. Ek gaan 'n simulation run, soos ons dit noem, gaan ek oor 2 weke doen. Ek gaan my 250 km hardloop. 141 ure gaan ek dit doen. Of probeer doen. Ek hardloop tans ek 3 keer 'n week met bietjie baie selfdissipline, doen ek my conditioning, want dit is ook belangrik vir my om nie beserings te kry nie, so dit is deel van my program. Ek is in 'n CrossFit box ook, so en ook 'n CrossFit coach. So ek moet seker vir jou sê dat ek ook CrossFit. So ek doen 'n bietjie CrossFit en ja, dan hardloop ek maar gereeld eintlik elke oggend, afhangende van of ek weet bystraining doen of interval threshold. Ek werk hardloop nou maar in zones op hierdie stadium. So ek hardloop baie. Ons wens jou die beste toe. Dit is ongelooflik. Laastens in een sin, wat leer jy uit hardloop uit? Daar is altyd 'n tweede kans en hoop. En 'n mens se liggaam is baie sterker, dink ek, as wat jy dink. En hardloop is 'n wonderlike manier vir my om vir mense te sê, ons weet nie wat die uitkoms gaan wees nie. Ons almal staan in die begin en ons hardloop en ons weet nie waar gaan ons eindig nie, maar gaan net aan tot waar die eindstreep is. Uitstekend, Wouter, baie dankie vir tyd, waardeer dit werklik waar. En natuurlik Marokko, die Afrika kontinent is volgende. Dis dan al van my kant af vir 2025. Ek wens jou 'n geseënde Kersfees en 'n voorspoedige nuwe jaar toe. Sien jou volgende jaar. Mooi bly.